Amen, prys hom. Baie welkom aan almal online ook. Ek weet Prof Eilers kyk ook. Hy's een van die mense wat die einde van die maand sou kom preek het, maar hy het ongelukkig velkanker opgedoen. So die 23ste word hy geopereer. So ons bid ook in besonder vir hom. Hy kyk ook baie van ons aanlyn dienste en dan's daar talle ander mense. Johan Roeksele, daar's baie mense wat graag by die kerk wil wees, maar as gevolg van omstandighede kan hulle hier wees nie. So baie welkom aan hulle ook aan ons diens. Maar vir u ook baie welkom. Ek is so bly ons is met mekaar vanoggend. En vanoggend wil ek met iets aanraak wat ek dink almal van ons se lewens beïnvloed of raak op een of ander manier. En daai ding is om gelukkig te wees. Ek dink almal van ons het 'n begeerte in ons harte om gelukkig te wees. Amen. Maar ek dink soms besef ons nie wat dit alles behels hierdie geluk. Want partykeer dink ons dat geluk is waar jy gaan arriveer. Maar vanoggend wil ek 'n paar gedagtes by u los, dat u as kind van God hierdie gesindheid kan kweek van geluk. Jy sê, pastoor, kan ek dan gelukkig wees? Want ek wil weet soms wanneer ek kyk na geluk in mense se lewe, is dat geluk is iets wat hulle wil ontvang. Dis 'n resies om te sê, nou het ek die regte man of die regte vrou gekry. Nou het ek 'n kind gekry. Glo my 'n paar jaar later dan gaan jy huil oor daai kind. Daai een wat jou soveel vreugde gebring het. Baie keer gaan daardie man of daardie vrou wat jy mee getroud is, gaan dit nie meer so gelukkig wees soos wat jy begin het nie. Nou, hoe van ons het al daai resies gehardloop en ons kom by daai punte waar dit wat gelukkig vir jou was, nie meer gelukkig is nie. Amen. Halleluja. So dis hoekom ek hierdie preeknotas gegee het vanoggend, want ek wil hê dat u moet verstaan dat geluk is nie net waar jy gaan opeindig nie. Geluk is nie net waar die wenstreep deurkom en sê nou het ek geluk ontvang nie. Want ek wil hê u moet verstaan, hoe kom ek by hierdie punt van geluk? Dankie Here, dit gaan nie oor my vanoggend nie. Maar ons gaan kyk wat die woord van die Here sê. Hoe gaan ek hierdie geluk kweek in my en in jou lewe? En die grootste ding wat geluk in ons lewe bring, of jy dit nou wil weet of nie, is verhoudings. Hoor my vanoggend. Die verhouding is die ding wat jou gelukkig of hartseer maak. Amen. Nie geld nie, want jy kan baie geld en nog steeds baie ongelukkig wees. Maar dit is verhoudings binne in jou lewe en in my lewe. Of jy dit wil weet of nie vanoggend, dis hoekom die kerk gaan oor verhoudings. 'n Ou wat vanoggend vir my sê, pastoor, ek rap net op 'n Sondag, dan wil ek vir jou sê, jy gaan 'n skrik van jou lewe kry. Want dis verhoudings in die liggaam van die Here Jesus Christus. Hierdie tafel het gepraat oor verhouding. Jesus is nie distant daar saam met nie, hy is deel van ons lewe. Dit gaan oor verhoudings. Amen. Halleluja. So waar jy ook al jouself gaan bevind, gaan daar verhouding wees. En wanneer ons praat van die kerk, dan is dit verhoudings. Wanneer ons praat oor ons kinders, ons familie, is dit verhoudings. En ongelukkig as die verhouding verkeerd is, dan het jy geen geluk nie. Dan is jy hartseer. Ek los hom met daai kerk. Kyk hoe kyk die broer vir my. Kan ek vir jou sê, hulle gaan altyd vir jou kyk. Ons gaan altyd verhouding issues in die kerk hê. Amen. Daar gaan altyd iemand wees wat jy gaan soos die klip in die skoen wees. Irriterend. Het jy al sulke mense gehad in jou lewe? As jy hom sien, dan is dit soos 'n ratkas. My een vriend het gesê, dit is soos 'n ratkas. Elke keer as jy hom sien, wil jy hom verander. Halleluja, die van julle wat bietjie mechanic georiënteerd is. En dit is presies in die lewe in die kerk, of dit nou in die kerk is en of die wêreld, moet ek en jy weet, daar is een ding vanoggend wat ons blydskap gaan steel, en dit is 'n verhouding. En as jy nie die regte gesindheid het oor 'n verhouding vanoggend nie, gaan jy probleme kry. Jy gaan probleme in die kerk kry, jy gaan probleme by die huis kry, jy gaan probleme by jou werk kry, glo my. Jy gaan daai ouetjie kry wat jy nie like nie. Dis toe ek werkers gehad en ek het 12 van hulle gehad. Dit maak nie saak watter dag van die week nie. Daai ou gee vir my 'n pyn. Né? Is dit nie so nie? As jy hom net sien aanstap, dan weet jy al hier kom meneer pyn. Né? Is dit nie so nie? Het jy daai gevoel aan in jou lewe gehad? Dit maak nie saak hoe vriendelik jy is nie. Dit maak nie saak hoe lekker jy opgestaan het nie. As daai boeta by daai trappie ingestap kom, dan voel jy daai gesindheid is besig om
te borrel. Halleluja, is dit so, is dit nie so? En partykeer is dit in die kerk so. Ek wonder baie keer as ek inry, wie daai gevoel, hier kom die pastoor, hier kom die pastoor, hier kom die pastoor. En ek kan nie ons 'n ander pastoor stuur nie. En baie keer is dit so binne in die kerk. So baie keer is dit in ons families. Soveel keer is dit in ons werk. En vanoggend wil ek vir julle sê, hoe gaan ek dan verby hierdie verhoudings kom? Want ek en jy moet weet, daai ouetjie gaan nie weg nie. Daai kind of daai kleinkind gaan nie weg nie. Halleluja, weet jy dit? Hulle gaan nie weg. Dis asof die Here hulle op jou pad stuur en jy weet nie hoekom nie. Jy sê asseblief Here en jy maak jy oop toe en môreoggend is hulle maar weer daar. Halleluja. Dis soos daai probleem wat jy het. Moet nou nie asseblief rondkyk na jou vrou of jou man nie. Weet jy, dis daai probleem wat jy het. Maar weet jy wat, ek is so opgewonde dat ek vanoggend hier kan staan met 'n oplossing. Was dit nie hartseer as ons hier was as kinders van die Here en ons het geen oplossing nie? Maar die Here Jesus Christus kom en hy gee vir Paulus, daai man het baie probleme gehad. Hy het baie. En ons gaan kyk in Filippense, want weet jy wat, dit is die brief van dankbaarheid. Dis die brief van geluk. Dis die brief waarin hy soveel mooi dinge sê. Maar weet jy wat? Hy bevind homself in die tronk. Weet jy dit? Weet jy dat dit met Paulus gebeur het is, hy's geskibreek. Hy's gevange geneem. Hy was naderhand vasgemaak aan een van hierdie mannetjies van die soldate. 24 uur was hy vasgemaak aan die soldaat. Die skip het gesink. Waar land hy? 'n eiland vol slange. Word hy gepik? Ja! Halleluja, hy word gepik. Hy oorleef dit en hy sit in die tronk en hy skryf vir die kerk in Filippense, die belangrikste brief oor blydskap en oor geluk. So moenie vanoggend vir my sê, pastoor, maar jy weet nie waar ek gaan, jy weet nie waar ek is vanoggend nie. Dank die Here vir ons Boeta vanoggend, want hy skryf van die tronk uit aan die kerk. En hy wil vir ons vanoggend sê, dit is waaraan jy moet vashou in jou verhouding. Amen. So ek het 4 punte en ek hoop en bid is nie te lank nie. Hy sê die eerste een, ek dank my God elke maal as ek aan julle dink. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Die eerste ding as jy wil oorwinning in jou verhouding is wees dankbaar. Wees dankbaar in elke omstandighede. Amen. Soveel van ons haal ons oë af en ons kyk konstant na die probleem. Dit wat die man of die vrou in jou lewe doen, wat verkeerd is. Weet jy wat my boetans is, daar was 'n dag wat daai man en vrou goed was in jou oë. Dis hoekom jy met hulle getroud is. Halleluja. Maar wat ons doen is ons konstant kyk net na die verkeerd. As jy opstaan in die oggend, dan kyk jy na die verkeerde wat hulle doen. Die verkeerde gesindheid, die verkeerde handel. Dit hoe hulle iets doen wat jou irriteer. En Paulus skryf en hy sê, ek wil vir jou sê, wees dankbaar. Wees dankbaar. Want as jy nie gaan dankbaar wees nie, gaan jy konstant die negatiewe sien. Gaan jy konstant die ding maak wat jou gaan irriteer. Daarom is dankbaarheid vir my en vir jou as kind van God so belangrik. Veral wanneer dit kom wanneer ons praat van die verhouding. Ek moet konstant myself rig. En weet jy wat is vandag so lekker oor hierdie boodskap? Is iets wat jy kan doen. Halleluja! Dis iets wat God in jou hand plaas. Paulus kon hier gesit en sê, kyk tans, kyk hoe maar is ek is uitgeteer, ek is honger, kyk hoe hulle my geslaan, maar hy draai om en hy sê, ek sê dankie. Ek sê dankie dat jy my man is, dankie dat jy my vrou is, dankie dat jy my kind is. Dankbaarheid, want as jy nie jou hart gaan vul met dankbaarheid nie, gaan die duiwel allerhande bose planne in jou sit. Amen. Laat ontslaaf van hierdie man, laat ontslaaf van hierdie vrou. Nee, dit is maklik. Voor jy kan kry dan jy bose planne. Glo my. Amen. Maar nie hand opsteek as jy nou wil getuig nie. Maar jy het bose planne. Jy sien, ek en jy moet vanoggend besef, ek het 'n keuse. Wanneer ek opstaan in die oggend, het ek 'n keuse as kind van God. Die Here sê vir jou, wat gaan jy doen as gevolg van jou broer of jou suster? Gaan jy hulle haat of gaan jy hulle lief hê?
Gaan jy vir hulle omgee of gaan jy hulle net los? En soveel van ons is geneig om 'n selfgesentreerde lewe te lei. Maar Paulus skryf en hy sê, ek sit in die tronk, maar ek sê vir julle dankie. Dankie vir wie en wat julle is. Amen. Soveel van ons wil hê eers die broer of die suster of iemand moet iets vir jou doen, dan gaan jy lief wees vir hom. Hierdie tafel praat van verhouding. Die verhouding is, hy het ons eerste lief gehad. Ons het niks gedoen nie. Ons het niks verdien nie. Amen. Die Here Jesus Christus staan by ons en hy sê, wil ons nie vanoggend net doen wat hy doen nie. Wil ons nie doen wat Paulus doen, om te sê, Here, vanoggend wil ek dankbaar wees vir dit wat ek het. Nie wat hulle doen nie. Halleluja. Soos hy boete of sissa vir jou niks doen nie. Wees nog steeds dankbaar vir hom. As hy man of vrou vir jou al die hel gee wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie, wees dankbaar. Halleluja. Dis maklik om dit te sê, maar weet jy, dis 'n keuse. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse vanoggend. Onthou, en ek het daai opgelos, onthou, fokus altyd op die goeie. Amen. Nie aan die slegte nie. Moenie na jou broer en jou suster kyk en vir my eerste 5 punte vertel hoekom hy sleg is nie. Ek het al mense in die gemeente gehad en kom hulle na die tyd, pastoor, ken jy daai ou? Weet jy hoe sleg is hy? Ja. Dan dink ek by myself, okay, ek was daai dag daar by daai broer. Hy het dit gedoen, hy het dit gedoen. Hy het na kinders gekyk, so hoe kan hy so sleg wees? Maar dit snaaks so ons altyd fokus op die slegte. Die slegte van mekaar. Die slegte van ons boetas, die slegte van ons vroue of ons man. En ek wil die aanmoedig, gaan hierdie week en vat daai 5 mense in jou lewe en skryf neer, wat is die goeie? Wat is dit wat goed is van hulle? Amen. En ek dink soms sien ons dit nie raak nie, ons is nie bereid om die goeie te sien. Ons wil nie die slegte sien. Dis lekker om mekaar af te breek. Dis lekker om die slegte in mekaar te sien in plaas van die goeie. Amen. Daarom sê hy, wees dankbaar. Dan punt nommer 2. Hoe verander ek dan hierdie verhouding? Punt nommer 2. En ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap. Bid met blydskap. As jy wil hê daardie verhouding moet verander, weet jy wat is die probleem met baie van ons? Ons wil nie vir ons boeta of ons sussie of ons kinders bid nie. Want net nou raak hulle beter as jy. Weet jy dit? Amen. Dan word hy net dalk 'n bietjie beter. Dan word hy net bietjie meer radikaal in die kerk as jy. Dan doen hy net bietjie meer vir liewe Jesus as jy. Dan gee hy net meer op as jy. Dan gaan hy nog meer liewer vir jou wees as wat jy vir hom is. Halleluja. Ek het al baie kinders van die Here. Daai boeta is daar in die slums. Dan bid ons wag pastoor my broer. Boeta as hy tot bekering kom. Dis pastoor, hy's bietjie radikaal. Weet jy wat fout met hom? Die dag sy broer, maar sy broer was een van die mees gehate, ek dink hy doen 39 keer getrek, het Marius hom getrek. Daai boeta doen amper meer as Marius vir liewe Jesus. Jy sê, maar ons is so bang om vir ons kinders en ons familie te bid, want net nou raak die Here hulle aan. En hulle doen bietjie meer as ek en jy. Amen. Dis maar daai jaloesie wat ons het as kinders van die Here. Ons het hierdie hoogmoed soms as kinders van die Here. En ek wil hê jy moet weet dat ek en jy moet bid vir hulle. Hy sê bid vir hulle met blydskap. Halleluja, bid vir hulle met blydskap. Hoe moet ek dan bid? En ek het gou vir julle 'n paar punte. Die eerste een, hy sê in vers 9, en ek bid dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en in alle ervaring. Waarvoor bid ek vir die verhouding in my familie, waar ook al dit mag wees? Waarvoor moet ek vir hulle bid? Die heel eerste een sê hy, bid vir liefde. Bid dat daardie persoon die liefde van Christus sal ervaar. Amen. Nie dat hy moet verander nie. Ek dink dit is die grootste probleem wat ons het as mens. Ons wil bid dat ons boetas en ons sissels en ons familie en hierdie mense wat vir ons daai klip in die skoen is, wil ons verander. My broers en susters, kan ek vandag vir julle sê, jy kan hom nie verander nie. Al probeer jy wat, al sê jy vir hom wat, al hou jy wat se geld vir hom. Het jy dit al gesien? Dit maak nie saak wat se geld jy vir jou kind of jou kleinkind hou nie. Verander jy hom? Hy kom. Jy verander, hy bly dieselfde, hy soek nog meer. Oupa en ouma het hom gegee en sy oupa was nog. Is dit nie so nie? Hoe verander ek hom?
Dis net die Here Jesus Christus wat 'n mens kan verander. Amen. Ek kan jou nie verander nie, my broers en susters, maar die Here kan. Ja. En dis waarvoor ons moet bid, dat die Here in daardie mense wat ons 'n verhouding het, jy kan hom nie wegwens, hy gaan altyd daar wees. Amen. Dis wanneer ek by die kerk kom, na sekere mense sê, Here asseblief, jy nou nog nie aan 'n kerk gekry nie. Maar met my volgende week kom as hy weer iets op. Ek lieg nie vir nie, ek kan nie lieg van die preek te lag nie. Maar hoekom is hy hier? Want ek moet vir hom bid. Dat die Here sy lewe verander. Amen. Maar as hy telefoon so lui, dan moet jy nie hy telefoon antwoord nie. Ken julle daai familie? Jy weet sommer. Dis nie 10 minute nie. 3:30 nie. En jy weet sommer wat hulle soek. Halleluja. Ek is so bly jy ken daai mense, want ek ken hulle ook. En jy sien, ek het nie nodig om te sê, Here, U gaan nie hierdie verhoudings wegneem nie. Halleluja. Maar Here, U plaas hulle in my lewe vir 'n rede. Daarom wil ek vir hulle bid, dat hulle die liefde van die Here sal ervaar. Daai een wat dronk is, daai een wat so sleg is, daai een wat so useless is, daai wat vir jou elke keer 'n pyn gee, dat die Here se liefde hom sal aandra. Amen. Vers 9, en bid dat julle die liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring. Waarvoor moet ek vir hom bid? Dat hy beter keuses sal maak. Hoekom irriteer daai goed dan soos jou? Want hulle konstant doen die verkeerde. As dit nie so nie, dis hoekom hy jou irriteer. Halleluja. Want elke oggend sal hy kind daai sokkies in daai vloer gooi. Hy sal dit nie optel. Dan bid ek, sê Here, asseblief, help my seun om 'n beter keuse te maak. Amen. Dit help nie jy vloek en skree op jou kind en jy slaan hom half dood nie. Bid dat die Here wat hom alleen kan verander. Want glo my, ek het al wat probeer doen, hulle doen dieselfde. Of is dit net my kind? Hulle wil net nie luister nie. Ek so bly pastoor Saul gegrede agter met my. Amen. Dis sodat hulle 'n beter keuse kan maak. Ek bid vir daardie verhoudings in my lewe, dat hulle 'n beter goddelike keuse kan maak. Amen. Dis waarvoor ons vir hulle bid. Dan sê in vers 10, om die dinge waarop dit aankom, die onderskeid sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot die dag van Christus. En dit het te doen met die integriteit. Ek en jy moet besef vanoggend, ons wil hê dat daardie verhoudings 'n verhouding van integriteit sal wees. Amen. Hy sê die laaste een, vervul met die vrug van geregtigheid wat deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. Wat is die begeerte? Ek het nou die dag daarvan gepreek. Is dat daardie verhoudings 'n verhouding sal wees wat soos Jesus Christus sal lyk. Naamlik die vrug van die Gees. Amen. Want weet jy wat gebeur baie keer? Daai kind of daai kleinkind of daai persoon jaag jou bloeddruk op. Want hy weet net wat is die regte knoppies om te druk. Jy het dit al gesien. Dis 2 sekondes dan is jy, man, dit lyk soos 'n voorbrand. Jy het dit al gesien. Dis soos daai flamethrower. Papa, hy druk net, jy weet nie hoekom nie, maar hy druk die verkeerde knoppie. En voor jy jouself kan kry, my maat, spuit die vuur. En jy's besig om voorbrand te maak. Vir jou en jou vrou en jou familie. So kwaad is jy al. Amen. En dan moet jy hartpil druk. Ek nou as ek so kwaad voel ek nee, ek moet nou hartpil kry of iets. So kwaad is ek. Amen. Het jy dit al gevoel? Amen. Ek is so bly ek is nie die enigste een nie. Amen. En dit is hoekom ek vir jou sê, dis nie iets wat ek vir jou preek, wat nie vir myself van toepassing is nie. Want die feit is, ek moet leer om met hierdie verhoudings in my lewe te werk. Of dit in die kerk is, en of dit buite is, en of dit my werksplek is, of my vrou, of my man, wat dit ook al mag wees. Ons het altyd hierdie gesegde, ag ek het maar net 'n kort lontjie. Steek my net aan ploffe. Ja, baie van ons is so. Dan toef, dan is alles borsdood, blaas alles op. En dit is hoekom dit vir my so belangrik is as kinders van die Here, dat ek en jy moet weet, ons kan hierdie dinge verander. Amen. Jy het nie nodig om altyd in te stap en sê, hoe gaan ek ontplof nie? Waaroor gaan ek ongelukkig wees nie?
Hy sê in Galasiërs 5 vers 22 tot 23, teen sulke dinge is die wet. Dit is hierdie liefde, hierdie genade van die Here Jesus Christus. Hoor wat sê in Filippense, dis alles vanaf Filippense 1 tot en met vers 11, jy kan dit gaan lees, gaan bestudeer dit wat hierdie man praat, van hierdie kosbare verhouding, wat hy het teenoor die mens. Hy sê, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voleindig tot op die dag van die Here Jesus Christus. Punt nommer 3, weet jy wat? Daar is goed in al die mense. Daar is goed in al die mense. Wanneer jy nader aan al daai verkeerde dinge een kant toe skuif, is daar die goed wat van God afkom. Want ons is geskape na die beeld van die Here. Amen. Daar is goed in elke mens. Soms wil ons dit nie raak sien nie, partykeer wil ons dit nie identifiseer nie. Ons wil die heeltyd net die slegte sien. En ek wil vanoggend vir julle sê, daar is goed in elke mens. Amen. Of dit nou die houbou is, wat daar op die straat lê, daai wat sonder 'n werk is, weet jy wat? Daar's goed in elke mens. Amen. En dit is vir ons belangrik in 'n verhouding om die goeie te kan sien. Amen, nie die slegte nie. Hy sê, vier die goeie, eerder as om te oordeel oor die sleg. Moenie konstant rondloop as die regter nie. Weet jy wat, waar sou ons gewees het as kind van God? As ons die hele dag rondgeloop het en almal veroordeel het. Here Jesus Christus se tafel praat van liefde. Die kruis praat van liefde. Want so lief het die Here my en jou gehad, dat hy bereid was om deur al ons sonde, ons ongeregtigheid te sien, en my en jou raak te sien, en ons liefde. Sê pastoor, het ek jou lief, ek het jou verseker lief. So lief vanoggend dat ek bereid was om op te staan en hier te wees, omdat ek lief is vir jou, omdat ek omgee vir jou. En net so die Here Jesus Christus vanoggend, hy is lief vir jou, hy gee vir jou om, hy het die prys betaal. En hoeveel net te meer kan ons dit nie bewys aan ander mense nie. Amen. Ek is altyd so bly as ek met Marius praat en hy sê, hy gee nie die kos uit vir wie goed is of sleg is nie. Hy gee dit uit vir die mens. Want jy sien, die Here Jesus Christus het gekom om te sterf vir die mens. Nie wat ons status is nie waaroor ons lewe gaan en hoe ons dinge evalueer nie, maar die goeie in elke mens vanoggend. En dan die laaste ene wat ons mee deel is Filippense 1 vers 8. Want God het sy getuie hoe ek na julle almal verlang met die innige teerigheid van Jesus Christus. 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan het ons liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Jy sê, hoe gaan ek dan vanoggend die laaste verhouding, battle in my lewe veg? Hoe gaan ek dit oorkom? Wat kan ek van hier af vat? Onvoorwaardelik. Sonder om 'n lys te maak. As jy weet, ek is so verstom wanneer ek manne en vroue sien en hulle kom in berading en wat hulle wil maak is hulle wil 'n lys van verwagting teenoor mekaar sit. As jy dit doen, as jy dit doen, as jy dit doen, as jy dit doen, kan ek vir jy sê, ek gaan nooit almal tevrede stel. Daai lys wat jy het, sal ek nooit daaraan kan opneem. En glo my vandag, jou man of jou vrou of jou kind, gaan nie daai lys van jou haal nie. Party van ons het 'n lys, wat nie eens liewe Jesus kan daai lys maak nie. Weet jy dit? As jy daai lys gemaak het, dis baie keer draai die mense hulle oë teenoor die Here en hulle rig op die Here. Hoekom? Omdat God nie sy lys gemaak het. Amen. Die Here het nie gedoen wat hy wil hê hy doen. En ek wil vanoggend vir julle sê, my broer en suster, ek is lief vir julle almal, maar ek weet een ding, ek gaan nooit almal tevrede kan stel. En ek verwag ook nie dat een van u my tevrede stel. Want ek het u lief, onvoorwaardelik. Gee vir u om, onvoorwaardelik. Of dit nou in die kerk is of buite kan die kerk, die mense wat ons mee saamwerk, is dat ons, maar weet jy wat? Dit is maklik om dit te sê, tot ons hier uitgaan. Tot wanneer ons by ons families kom. En daarom wil ek vanoggend vir u sê, vat hierdie en memoriseer dit, probeer dit 'n gewoonte maak in die lewe, om te bid vir die man, vir die vrou, vir die kinders. Amen. Want ek weet dit gaan nie maklik wees nie. Ek weet, daai lysie van nie is dalk baie moeilik. My vrou sê altyd vir my,
Johan, kan jy nie bietjie sagter wees op die kind nie? Amen, almal van ons het 'n lys. Amen. Jy kyk na die mense en sê ek het 'n lys. Hoekom doen jy nie dit nie? Hoekom doen jy nie dit nie, né? Moet nou nie aan jou man of jou vrou staan nie. Maar as jy dit hulle nie doen nie, wat jy op die lys het. Maar weet jy wat, daai verhouding gaan vanoggend sorg dat jy ongelukkig gaan wees. My gebed vir u vanoggend as kind van God is dat u sal kyk hoe die Here Jesus Christus u sien. Dat u sal bid dat u onvoorwaardelik daardie man, daardie vrou, daardie kind sal liefhê. En bid dat die Here Jesus Christus hulle sal ontvou met sy liefde, dat hy hulle sal verander. Amen. Ja. By God is niks onmoontlik. En ek dink dis my die opgewonde ding vanoggend. Dat wanneer die Here my in 'n verhouding plaas, of dit in die kerk is of waar dit ook al mag wees, is dat die Here my sal help om die geluk in daardie verhouding te vind. Want die Here stuur daardie man of daardie vrou op my pad vir 'n rede. Amen. Wanneer jy kyk na die disippels, wanneer jy kyk na die verhale in die Bybel, was daar altyd 'n plan met daardie verhouding. Amen. Daar was altyd 'n plan. Mag die Here vir my en vir jou gebruik om vanoggend net te wees 'n bron waardeur God kan werk, waardeur hy kan vloei, om daardie verhoudings, of dit nou in die kerk is, by die werk of by die huis, dat die Here jou sal gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, en ek gaan nie vra dat ons hande moet opsteek nie. Maar miskien is daar 'n verhouding in u lewe wat so moeilik is. Jy sê, pastoor, as jy maar net my vrou of my kind of my man of my situasie vanoggend verstaan nie, kan jy verstaan hoekom ek so hartseer is. Maar vanoggend, my broer en my suster, wil ek vir u sê, daardie verhoudings kan verander. Daardie situasie kan verander. Amen. Want ons dien 'n lewendige God. En die Here Jesus Christus het daardie verhoudings op jou lewe gebring, en op jou pad gebring, tot eer en verheerliking van sy naam. Hy gaan daardie situasie verander, sodat ek en jy die glorie van die Here kan sien. Die heerlikheid van die Here. Here, ek wil bid vir my broers en susters wat deur 'n moeilike verhouding gaan. Ek ken hulle nie, ek weet nie waardeur hulle gaan nie, maar wat ek weet vanoggend, is dat elkeen van ons het iemand in ons lewe wat dit vir ons so moeilik maak. Maar Jesus, dankie dat ons u voorbeeld kan hê vanoggend. Dat ons nie hier kan uitstap sonder hoop nie. Want groter is hy wat in ons is, dan hy wat in die wêreld is. Here, u kan daardie familie, daardie vriende, daardie situasie in 'n oogblik verander. Want u is die koning van alle konings. Maar Here, mag ons vir hulle lief wees, mag ons hulle omgee, mag ons altyd die goeie sien in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Prys die Here. Dan gaan pastoor Gert geleentheid gee, hy wil graag ietsie sê. Goeiemôre julle almal, ek groet julle in die wonderlike naam van die Here. Die Here het my woord gegee om aan die gemeente te gee. Dit 3 dae wat die Here met my spreek en ek is vanmôre net hier om gehoorsaam aan die woord van die Here te wees, om dit vir vanmôre vir die gemeente te gee. Die dag as jy wedergebore is daar 3 dinge wat die Here vir jou gegee het om te doen. Een van hulle is volgens die Heilige Skrif, volgens Matteus 28 vers 19, maak disippels. Dis vanmôre jou keuse. Dis jou besluit. As jy vanmôre hier uitstap, Here, wat gaan ek vanmôre met hierdie woord maak? En toe Jesus sy apostels klaar geleer het, die eerste ding wat Jesus vir hulle gesê het, gaan en maak disippels. As jy die guns van die Here oor jou huis wil hê, doen wat die woord van die Here sê. Broers en susters, luister vanmôre na die woord van die Here. Luister. So spreek die Here. As elke man en vrou in hierdie gemeente, elke maand, jy doen dit nie vir 'n pastoor nie, jy doen dit aan God.
as elke man en vrou wat vanmôre hier sit, een keer 'n maand iemand uitnooi kerk toe, dan sal die seën en die guns van die Here oor jou huis wees, oor alles van jou. Kan ek 'n amen kry daar? Jy hoef nie jou hand op te steek nie. Vir jou huis wees. Onthou, die dag as jy voor God gaan staan, broers en susters, luister vanmôre na die woord van die Here. As jy voor God gaan staan, die eerste vraag wat God jou gaan vra,